vandag se diens deur saam 'n gebed van Augustinus te lees. Sit net so in ons bid saam. God van ons lewe, daar kom dae wanneer die laste wat ek dra, my skouers skaaf en my neerdruk, wanneer die pad vorentoe droewig en eindeloos lyk, die lig val, troosteloos en dreigend, dae wanneer die lied uit my lewe verdwyn en my hart eensaam en my siel moedeloos word. Amen. Goeiedag liewe kykers, baie welkom by vandag se virtuele diens. Ek daag jou uit om saam met my te dink in hierdie diens oor die volgende. Hoe sal dit wees om in die middel van 'n storm, hier op pad na die einde van die jaar toe, waar September gereken word as die mees stresvolle tyd in 'n mens se jaar, in 'n tyd waar ons hoop ons aan die einde van 'n derde golf staan, maar eintlik wag vir die vierde golf wat op pad is. Hoe sal dit wees om in die middel van 'n storm 'n lied in jou hart te kry? Al is niks, of byna niks, of absoluut niks in jou lewe okay nie, kies jy maar die kategorie. Hoe sal dit klink om uit hierdie groef te kom en net te begin sing in die storm? Jy sing met alles wat binne in jou is, want niks anders het gewerk nie. Nie jou gebede nie, nie jou smeek nie, nie jou kwaad of jou pessimisme of jou negativiteit of jou gemou nie. En nou begin jy sing, en jy sien hoe die duisternis begin vlug. Ek nooi jou, sing saam met ons die volgende lied, soos wat ons onsself begin voorberei om volgende Sondag die lof is groot diens saam te kan sing, waar ons min gaan praat en baie tyd het om God te kan aanbid. Kom ons sing saam die lied, I Raise a Hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from
just begin to lift up your hallelujah. Raise it like a banner. Raise it like a flag. Raise it in the middle of the storm. Let it rise. Let it rise. Like a symphony to the King. Everything to you, Jesus. We raise it all up. Sing a little louder. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Het jy agtergekom dat al hoe meer mense praat oor die seer waarmee hulle loop? Hulle praat baie meer openlik en vrylik daaroor. Het jy besef hoeveel meer mense praat oor verliese wat hulle gely het of bekommernisse wat hulle dra? Ons is ewe skielik gestroop van al die pretens, van die maskertjies wat ons opgehou het en die opvoerings wat ons gehou het om vir mense voor te gee dat alles oukei is, terwyl dit glad nie die geval was nie. Het jy agtergekom dat dit ook 'n bietjie oorweldigend raak om met soveel seer om jou gekonfronteer te word? Terwyl ek vanoggend sit en preek voorberei, kry ek op ons CPF groep die boodskap van 'n liggaam wat gevind is as gevolg van selfdood reg oor kant Rietvlei. Ek sien op Facebook 'n foto van 'n ma en 'n pa met 'n hond wat aankondig dat hulle swanger is en dan die opskrif: ma en pa sterf vanweë COVID. Ek luister by die werk na kollegas en vriende wat vertel hoe hele gesinne om hulle uitgewis is. En ons sê vir onsself, hierdie goed gaan lê nie op ons nie, maar dit doen. Ons het meesterlik bevorder tot in die kuns van onsself te flous. Onder die oppervlak gebeur daar tog iets. Kan ek vir jou sê wat ek dink gebeur? Dit raak moeilik om te bid. Ek stel die hele tyd my stilte uit. Die tye wat ek wel in stilte kan ingaan, is my kop besig met gedagtes, met vrese, met dinge. My hart bly pyn verander en ek voel beroof om die Here te beloof, want my omstandighede raak net te veel. Ons gaan vandag saam na die bekende verhaal van Hanna kyk in 1 Samuel. Maar ek wil jou nooi om nie met die lens van onvrugbaarheid en hoe God ingryp in die krisis met daai lens na hierdie teksgedeelte te luister nie. Ek wil jy moet luister na hoeveel seer daar eintlik in hierdie verhaal is. En ek nooi jou om raak te sien hoe God intree en die beweging bring van hooploosheid na hoop. Sien die beweging raak hoe hy seer in seën verander. Ons maak hierdie teks altyd oor 2 mense, of oor Hanna of oor die priester Eli. Maar hoor ook vandag die ander karakters se stemme. Sien hulle stilswye en hulle pyn ook raak. Kom ons sit net so en ons lees saam 1 Samuel 1 vers 2 tot 18. Elkana het 2 vroue gehad. Die een met wie hy eerste getroud is, se naam was Hanna. Die ander vrou se naam was Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna nie. Elkana het gereeld 1 keer 'n jaar met sy vroue en kinders na die tempel in Silo gegaan om voor die magtige Here te kniel en voor hom te offer. Eli en sy 2 seuns, Hofni en Pinias, was die Here se priesters in Silo.
Elke keer as Elkana 'n dier geoffer het, het hy dele van die gaarvleis vir Penina en al haar seuns en dogters gegee, maar vir Hanna het hy 'n spesiale deel gegee, want hy was vir haar die liefste, al het die Here nie vir haar kinders gegee nie. Dan het Penina, wat nie van Hanna gehou het nie, haar gespot, oor die Here nie vir haar kinders gegee het nie. Die gespot het Hanna verskriklik ontstel, want dit het elke jaar gebeur, wanneer sy na die tempel van die Here toe gegaan het. Penina het haar so gespot, dat sy op 'n dag begin huil het en nie wou eet nie. Elkana sê toe vir haar, kom huil jy, en hoekom eet jy nie? Waaroor is jy so omgekrap? Is ek nie vir jou beter as 10 kinders nie? Die priester Eli het gewoonlik op 'n stoel gesit by die deurkusyn van die tempel. Toe die familie klaar geëet en gedrink het, het Hanna opgestaan. Sy was sielsongelukkig. Sy het oor die Here gebid en terwyl sy vreeslik huil, het sy 'n belofte gehou. Ek gaan nie vandag die belofte saam met julle hardop lees nie, maar julle is welkom om dit te lees. Vers 12 sê dan, terwyl sy so aanhoudend voor die altaar bid, het Eli haar mond dopgehou. Omdat Hanna in haar hart met die Here gepraat het en net haar lippe geroer het, sonder dat haar stem gehoor kon word, het Eli gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar, wanneer gaan jy ophou met jou gedrink? Los die drank. U maak 'n fout, meneer, antwoord Hanna. Ek het nie wyn of enige sterk drank gedrink nie. Ek is 'n baie ongelukkige vrou en ek het maar net my hart voor die Here uitgepraat. Moet asseblief nie dink dat ek, 'n nederige mens, sommer 'n nikswerd vrou is nie. Dis omdat ek bekommerd en ontsteld is dat ek so lank gebid het. Eli sê toe vir haar, mag dit met jou goed gaan en mag die God van Israel vir jou gee wat jy hom gevra het. Nederig het Hanna hom geantwoord, dankie dat u vir my goed is. Sy het na haar mense toe teruggegaan en geëet. Sy het nie meer so ongelukkig gelyk nie. Kom ons begin hierdie teks ondersoek deur eerstens te kyk vir die eerste gehoor vir wie dit bedoel was, Israel. In die tyd wat hierdie brief geskryf word, gaan dit nie goed met Israel nie. Dis die tyd van die rigters. Dis die tyd waar daar verdeeldheid is onder Israel en waar verskeie volke om hulle die hele tyd vir Israel wil aanval. Toe die gedeelte geskryf het, was Simson die rigter. Nou julle sal onthou hoe deurmekaar alles in daai tyd was. Polities was daar chaos. En van die groot belofte wat God aan Abraham gemaak het, was daar niks oor te sê nie. Die Israelitiese situasie het beroerd gelyk. Nou dit klink maar baie soos wat om ons aangaan, nê. Maar in hierdie verhaal kom daar 'n geboorteverhaal voor. En wat vir my opmerklik is dat 'n geboorteverhaal bring altyd hoop. Dis iets positief. En in hierdie konteks verrig dit dieselfde funksie. Dis juis wat die skrywer van hierdie brief wou doen. Hy wil vir die Israeliete ook hoop gee. Want dis 'n verhaal van hoop te midde van 'n uitsiglose toestand. Waar daar hoop is daar lewe. Die skrywer wat die Deuteronomus genoem word, skryf 1 Samuel as deel van 'n groter verhaal wat ons vanaf Deuteronomium kry, wat begin daar en wat by konings eindig. En wat hy probeer doen is, hy probeer die pad wat God met mense loop uitwys. En spesifiek in die boek van 1 Samuel wat ons vandag saam gelees het, sien 'n mens dat hierdie skrywer wil uitwys, God gryp ook in mense se lewens. God los mense nie in 'n gemors nie. Hy buig af, hy beweeg en hy vat hulle na hoogtepunte toe. Nou, die verhaal begin met die karakters wat aan ons voorgestel word. Elkana, die man van 2 vroue. Sy een vrou is Penina, sy het 'n paar seuns en dogters in die lewe gebring. Hanna, sy ander vrou wat hy besonder lief gehad het, was egter kinderloos. Kinderloosheid in die antieke wêreld was 'n groot skande. Dit was iets ingrypend, want in die samelewing was dit wat jou status en nut gegee het. So hierdie situasie was vir Hanna verskriklik moeilik. Elke deel van haar menswees is hierdeur aangetas. Dit het haar met diep depressie en hartseer vervul. En Elkana, die man, verwoord self iets daarvan as hy vertel wat die effek daarvan op haar lyf is. Sy het so 'n bietjie van 'n eetversteuring. Sy wil nie eet nie. En natuurlik sien ons dat dit het ook 'n effek op haar verhoudinge gehad, ook haar verhouding met God.
Of dit nie erg genoeg is nie, het Penina, die volgende karakter, haar baie gespot. Dit het jaar in en jaar uit gebeur. Penina beteken waardevolle gesteente, soos 'n koraal of 'n parel. Sy was dus mooi, maar sy was koud en hard. En 'n mens sien dit in hoe hierdie koue, hoogmoedige houding uitkom en hoe intens pynlike effek dit op arme Hanna gehad het, want die bespotting was soos 'n dolk in Hanna se hart. Dit lyk of Penina die situasie so misbruik het dat sy, die feit dat sy kinders het gebruik het om haarself in 'n hoër posisie te plaas. So 'n bietjie van 'n welvaartsteologie wat ons hier sien, waar die wat voorspoedig is, gesien word as begunstig deur God. Nou natuurlik sien ons dit reg deur die Bybel. Ons sien dit in Job se verhaal, ons sien dit in die Nuwe Testament, ons sien dit in Johannes waar mense wat dink dat omdat hulle blind gebore is, hulle outomaties 'n straf van God ontvang. Ons sien dit ook vandag nog in ons samelewing waar mense dink as slegte goed gebeur is dit die straf van God en as goeie goed gebeur is dit God wat jou guns gee. Nou die derde karakter is Elkana. En hy was 'n gerekende man, maar 'n mens sien dat hy ook maar eintlik sonder begrip is vir Hanna, want hy kan nie verstaan hoekom sy so hartseer nie, hoekom sy nie kan eet nie. En wat vir my so opvallend is, hoe is die vertroos? Hy sê vir haar, is ek nie beter as 10 seuns nie? Nou, ongelukkig is Hanna se reaksie nie hier opgeteken nie, maar ek kan dink aan 'n hele paar reaksies op Elkana se antwoord. Maar ten minste kan ons sien Elkana was baie lief vir haar, maar hy kon net nie verstaan hoekom Hanna so ongelukkig is nie. Dis nogal algemeen in gesinne waar iemand in depressie ly, dat mense nie regtig verstaan nie. Dis uiters moeilik vir mense om te verstaan hoekom iemand se seer of hulle magteloosheid hulle so aftrek. Mense wil graag hê daai persoon moet regkom. Hulle wil hom reg kry, maar daar's meestal min begrip. Meestal is dit maar net 'n kom oor dit houding. Nou buiten dat Hanna persoonlik ly sy as gevolg van Penina en haar man en die priester Eli ook nog. It never rains, it pours. Eli sit op sy stoeltjie en hy hou dop wat in die tempel aangehou. En hy sien net haar lippe beweeg. En Eli maak dadelik die gevolgtrekking dat sy dronk is. Nou jy kan sommer sien dat hoe Eli opstaan en na haar toe stap, is hy vies, omdat sy dit waag dronk wees in die tempel. Dit is skokkend. Dit is skokkend om te dink dat 'n priester haar gebedshouding so verkeerd kan verstaan, so verkeerd kan interpreteer. Gelukkig gee die Bybel Hanna se reaksie weer en sê, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep te neergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie, ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. Hierdie is vir my so mooi en so diep. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. Hoor julle, dat sy bid nie sommer gehou 'n rympie wat sy in die oggend of die aand aframmel, sodat sy volgende aan haar to-do list vir die volgende dag kan dink nie. Sy praat oor haar groot smart en leed, sodat sy lank gepraat het. Die Hebreëse woord hier is merop, out of abundance. Kan jy jou indink hoe 'n gebed moet klink as jou seer en jou leed en jou verdriet in oorvloed is? Hanna se eie pyn word vererger deur mense om haar wat kom en 'n vinger in haar wond kom druk. Hanna het pyn, maar as jy mooi lees, dan sien jy eintlik het almal 'n vorm van pyn. Eli se pyn word in hoofstuk 2 vers 12 verwoord, maar Eli se seuns was slegte mense. Hulle het nie met die Here rekening gehou nie. Selfs die priester in hierdie storie het pyn. En ek dink dit is hoekom hy Hanna se gebedshouding so misinterpreteer. Hy dink haar pyn is eintlik dronkenskap. Daarmee saam kan julle ook hoor dat dit in konteks waarin hierdie boek geskryf het, is die hele Israel in pyn. Those who hurt others. Hoe waar is dit nie vir ons verhoudings vandag nie?
En daar's nog iets wat waar is. Pain not transformed is pain transmitted. Ouers is so gestres oor hulle finansies, dat hulle kom van die werk af. Die werk wat hulle het, omdat hulle vir hulle gesin 'n goeie lewe wil gee. Omdat hulle vir hulle kinders die beste wil gee. Maar die ouers is so gestres en oorweldig, dat hulle in die huis instap en sommer almal uitskel. En ongeduldig is. En pyn veroorsaak met die mense, wat hulle eintlik jou sou wou beskerm. Ons het seer, en daarom maak ons anders seer. Of wat van die arme baas by die werk, wat uitgemaak word as hierdie streng, dissiplinêre hoof, omdat hy so ingestel is op die meting van prestasie of produktiwiteit, of sy KPI-sisteem. Intussen lê hy nagte wakker, is sy pyn, dat wat dit die dag aanbreek, en hy die besigheidsdeure moet toesluit, en 10 tot 50 gesinne verloor hulle werk. Sy pyn word dan oorgedra in streng vergaderings, en dalk selfs 'n verskree hier en daar van amptenare. Wat van die man of vrou wat in hulle huwelik spook met hulle eie battles, en hulle haal dit uit op die persoon vir wie hulle die liefste is. Johannes Kerkorrel verwoord die pyn in die lied Heelbrau met die woorde 'n helse lot pyn in hierdie land. Hy verwys na kaalvoetkinders, na ou mense in die wimpy bar, na junkies, na mense wat roep en sy eie pyn. En vandag, hier sit ons vandag almal met ons eie pyn, in verskillende forme en verskillende vlakke van pyn. Pyn uit die verlede wat nog knaag en verskeie dele van ons menswees opvreed. Pyn in die hede wat die verskeie fasette van ons menswees indring. Pyn oor wie ons verloor het, pyn oor wat ons verloor het, pyn oor ons menslike feilbaarheid. R.E.M. verwoord hierdie gedeelde pyn vir my so mooi met hulle lied Everybody Hurts. En ek nooi jou om net so 'n paar sekondes te sit en luister na hierdie woorde. Om tot by die diepste vlak van jou eie pyn te gaan en net 'n bietjie te erken. Want andersins is dit pyn wat oorgedra word na ander. Kom ons sit en ons luister na hierdie woorde. Everybody hurts. Don't let yourself go. 'Cause everybody cries. Everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. Die belangrike vir ons vandag is, wat doen ons met pyn? En ek wil hê ons moet hier na die voorbeeld kyk van Hanna. Wat doen Hanna met haar pyn? Wel, eerstens, Hanna huil. Die eerste goeie dosis medisyne wat sy vir ons kom aanbied is, wees eerlik oor jou pyn. Sy steek dit nie weg nie, sy ontken dit nie, sy projekteer dit nie op ander nie, sy maak nie daarvoor verskoning nie. En sy het seker 'n baie goeie rede, van almal die meeste rede, om verbitter te wees en ander sleg te behandel. Sy spot nie en maak terug seer nie, sy maak ook nie ons stiefkinders seer nie. Jare in en jare uit leef sy met die pyn, saam met die Here. Jare lank gaan sy nog steeds na die tempel toe en stort haar hart eerlik voor God uit. Sy huil haar hart voor God uit. Sy gee nie voor dat sy die sterk, onaantastbare mens is nie, maar sy erken haar depressie en haar teneergedruktheid. Hanna huil. She sits with her pain. Die tweede ding wat Hanna vir ons kom leer is, Hanna bid. Hanna gaan na die Here toe met haar pyn. Steeds gaan sy getrou na die Here toe. En voor die Here stort sy jaar na jaar na jaar haar hart voor die Here uit. Ons weet nie hoeveel jare het sy gebid en lang gebede gebid voor die Here, voordat sy op hierdie punt gekom het waarvan 1 Samuel ons vertel nie. Sy bid eerlik,
nie met godsdienstige rympies en soetsappige woorde nie. Sy gee nie om hoe sy lyk voor ander mense nie. Al lyk dit of sy dronk is, sy bid eerlik met haar hele menswees voor God. Nou ek weet, in 'n swaar kry tye, in 'n tyd waar jy baie mense om jou verloor het, waar jy seer gekry het, is die versoeking groot om jou rug op die Here te draai, om weg te draai. Maar hier kom wys Hanna vir ons om getrou te bly en aan die Here se liefde vas te hou. Die derde ding wat Hanna vir ons kom wys is om te vertrou. Sy stel haar vertroue in die Here alleen. Sy vertrou hom met sy mag en sy bystand. En dit laat haar volledig op die Here vertrou en haar toewy aan hom. Wat vir my so mooi is van hierdie gedeelte is dat Hanna gaan terug en sy het haar hart nou uitgestort voor Here, maar dan gaan sy terug en sy gaan eet wel. Sy los dit by die Here waaroor sy nou net gebid het. Sy vertrou. Maak nie saak hoeveel kere sy al van tevore haar hart uitgestort het en daar niks daai kere gebeur nie. In hierdie geval sien ons, gaan sy terug, sy gaan eet en sy los dit by die Here. Hanna as geloofsvoorbeeld is juis besonders, omdat 'n mens sien dat sy steeds vertrou en hoop. Dit is die dieptepunt van geloof, om te glo, al sien jy nie. Of soos wat ons vroeër in die lied gesing het, om 'n halleluja te sing, wat selfs harder as die ongeloof is. Dit het 'n effek op haar verhouding met Eli, want hy sien haar ook in haar eerlikheid en opregtheid, haar toewyding aan die Here. En wat vir my so mooi is, nou bid Eli saam met haar, want sy het haar diepste pyn ook gedeel. 'n laaste ding wat ek wil hê ons moet na kyk, is hoe die beweging hier plaasvind, van huil na lag, van seer na seën. In een kort sin, in vers 20, draai hierdie hele Bybelverhaal. Die Here het aan haar gedink, die Here hoor. Hy is in haar seer teenwoordig, en daarom gee hy sy genade. En dit is wat die wêreld se verskil hier maak. God gryp in, en hy kom in die beweeg, en hy verander haar seer in seën. Ons as Afrikaners sê maklik na lekker lag kom lekker huil. Die Bybel wys vir ons aan die ander kant. In hierdie verhaal sien ons van lekker huil kom lekker lag. Jy huil eers jou hart uit voor die Here, snot en trane, en dan gee hy jou 'n rede om te lag. Gee jou 'n rede om weer vas te hou aan hom. Nie net in Hanna se situasie nie, maar dink 'n bietjie in die Nuwe Testament by die vroue wat by die graf opdaag, wat hulle trane gestort het oor Jesus aan 'n kruis hang, dan net om by die oop graf te kom en te lag in verbasing wanneer hulle hoor dat hy opgestaan het. Seer verander in seën. Skielik is daar, in plaas van hartseer, is daar 'n berusting, is daar 'n genoegdoening, 'n stuk vrede. Samuel se naam, Shema-el, beteken God het gehoor. En Hanna se naam beteken God het my begenadig. Dit lees sommer in haar naam. Die beskrywing van haar hartseer staan in sterk kontras met dit wat ons in hoofstuk 2 gaan lees. Want daarna het Hanna nog 3 seuns en 2 dogters gehad. Dus 6 kinders in totaal. En dit gee vir my die idee dat huil word dalk nie in lag verander in 'n oogwink nie. Soms is dit na jare se trane, maar daar is hoop. Verandering vind plaas. Die Here kom in beweging. 'n Vernuwing kan gebeur. Nie net vir Hanna en Elkana en die volk Israel nie, maar vir my en vir jou ook. Nou ek weet jy lees die nuusberigte. Ek weet jy praat met mense oor wat aangaan. Ons weet wat aangaan in die wêreld. Wanneer gaan hierdie trane wat ons stort oor COVID en die verliese wat dit bring verby wees? Wanneer gaan ons herd immunity bereik? Wanneer gaan ons net weer normaal kan leef? Soms is dit na jare se trane, sien ons in hierdie gedeelte. Maar daar is hoop. Ek het nie die gawe van profesie om vir julle te sê wanneer, maar ek nooi jou uit om die beweging van God raak te sien en te sien dat God gryp in. Hy is aan die beweeg. Ons sien dit, ons hoor dit. Ons moet ons net instel daarvoor. Ons sien dat 'n merkwaardige ding gebeur hier. Hanna se lof ontplof.
Die hele hoofstuk 2 is vol van Hanna se lofgedig, haar lofsange, haar dankbaarheid teenoor die Here. Hierdie lied van Hanna word later die basis vir die lied van Maria. Wanneer Maria uitvind dat sy die verlosser verwag, sing sy 'n loflied gebaseer op Hanna se gebed in 1 Samuel. Nou Maria se loflied sou later die Magnificat genoem word. My siel maak groot die Here. Hoe wonderlik is dit nie dat Hanna se gebed hierdie fondasie vorm vir Jesus se eie ma om 'n lofsang oor sy koms te kan gee nie. Wat is dit in hierdie vrou se oorweldigende stortvloed van woorde, hierdie woorde out of abundance voor God, dat 'n hele geskiedenis daardeur bevorder sou word en verander sou word. Dat dit nie net sou wees dat dit 'n loflied bly nie, maar dat God antwoord gee op soveel merkwaardige maniere om hierdie plan wat hy in Hanna raak gesien het uit te voer tot in Jesus se geslag. Ek wil graag hê julle moet saam met my luister na 1 Samuel 2, net 'n klein gedeelte van Hanna se loflied, want dit sluit vir my so mooi in by die lied wat ons vroeër gesing het. Ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here, ek lag my vyande uit, ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het. Dan vers 8, hy laat die geringes uit die stof opstaan, hy die armes op vanaf die ashoop af, om hulle by vername mense te laat sit. Deur hierdie verhaal van broosheid en pyn van Hanna, breek daar lig deur, nie net vir haar nie, maar vir Elkana, vir Samuel, vir Eli en die hele volk. En ek dink selfs vir Penina, want omdat Hanna nou 'n kind het Penina nie meer daai geneigtheid om boos te wil wees en elke jaar vir Hanna te spot nie. So self Penina word geraak deur hierdie gebed. 'n Nuwe tydperk van hoop breek aan. 'n Nuwe tydperk van hoop wat 'n lofsang op almal se lippe kom plaas het. Nou onthou, dis 'n beweging van everybody hurts. Nou, almal is nou naby aan God. Almal beleef God is by hulle. Ek weet dat jy sit hier en jy dink dalk, wel my pyn is nie so maklik opgelos soos die van Hanna nie. Maar ek wil hê jy moet sien dat alles hier in hierdie verhaal gebeur in verhouding met God. Somstyds werk ons lewensverhale nie altyd met wonderwerke, soos wat hier afspeel nie. Ander kere maak ons oorvol harte leeg by God en hy gryp dadelik in. Partykeer maak ons harte leeg en al gryp God nie in nie, is dit vir ons oukei. Want dit gaan oor ons verhouding met God. Dit gaan daaroor dat ons met hom kan praat oor wat in ons lewens ons seer maak. Wat ek jou nou nooi is om ten spyte van dit, ten spyte van jou seer, te hoor dat ander mense het ook seer. En dalk 'n bietjie daaroor te dink. En dan 'n keuse te maak om of jou pyn te gebruik om dit voor God te bring of om die wêreld nog meer mismoedig te maak. In die midde van jou vyande, harder as die ongeloof, met alles binne in jou, sien hoe die hemel kom en veg vir jou. Sien jou loflied as 'n wapen, sien hoe die duister vlug in die midde van onsekerheid, sing harder. Dit sê hierdie lied wat ons vroeër saam gesing het. Ek wil iets byvoeg. Nie net sing harder nie, bid harder. Sing langer, bid langer. Sit 'n bietjie langer by God se voete. Stort nog 'n bietjie van jou seer hart by hom uit. Ek stuur julle uit met die lied van Joshua na die reën, lig op die horison. Hoor die voetstap van die een wat die boodskap bring. As jy wonder of daar lig is op jou horison, na die lang gewag vir vrede, is die merke van jou lewe 'n spoor tot in my hart. Vreugde kom. Ons soos vure brand in die donker nagte, staan ons soos lig op die horison. By jou hart se einde, waar jy voel jy is alleen, staan en wag ek vir jou glimlag. In die storms is jy nooit alleen. Dis jou hart waarvoor ek lewe, vir jou hand teen my gesig. Dit is vir wie jy is. Ons vure brand in die donker nagte, staan ons soos lig op die horison. Jou verlede as is gestrooi,
waar jou oë weer die mooi sien in die lig op die horison.